Volg na, vriende, hartlik welkom by ons volgende aandbijeenkoms van Pinkster. En vanaand wil ek net begin weer met 'n vinnige terugflits. In 1 Tessalonisense 1 vers 9 lees ons die volgende woorde. Hoe julle omgedraai het na God toe, weg van die afgode om die lewende en die ware God te dien. En ons het begin deur vir mekaar te sê, wat gebeur wanneer ons wegdraai? Maar dan het ons gisteraand vir mekaar gevra, so hoe lyk dit wanneer 'n mens wegdraai om te dien? Nou, die woord om te dien is die woord doulein, en as jy die woord vergelyk met sy naamwoordvorm doulos, dan sou ons dit kon vertaal met die woord slaaf of dienskneg. Met ander woorde, ek draai weg van afgode om die lewende en die ware God te dien, om sy dienskneg te word. Maar, hoe lyk dit? Die eerste aspek het ons reeds verken. 'n Mens dien deur broederliefde. En vanaand voeg ons nog 'n moontlikheid by. 'n Mens dien deur navolging. So, wanneer ons vanaand gesels met mekaar oor die tema volg na, dan wil ek vir jou vra, of het jy al die voorreg gehad om 'n mentor te hê, of om deel te neem aan 'n mentorskap? So, ek onthou, toe ek op universiteit was, het ek die voorreg gehad om by 'n makrogemeente my praktiese jaar te doen. En daar het ek die voorreg gehad om verskeie mentorpredikante te kan hê. En na mate ek meer gesien het wat hulle doen, het ek dit ook meer so begin doen. En so, voor ek my kon kry, het ek gesien hoe vorm my manier, my patroon, my aanbieding op grond van wat ek sien, wat ek hoor, en kyk ek vandag met dankbaarheid daarop terug oor hoe hulle insette my gevorm het. Jy sien, in 'n mentorskap word ek deur 'n mentor gevorm. Nou, hoe help dit my en jou om vanaand se teksgedeelte te verstaan? 1 Tessalonisense hoofstuk 1 vers 6 tot 7. En julle het ons voorbeeld gevolg en die van die Here, nadat julle die woord ten spyte van groot verdrukking met die blydskap van die Heilige Gees ontvang het, met die gevolg dat julle 'n voorbeeld vir al die gelowiges in Macedonië en Agaïe geword het. So, as ons praat van volg na, wat lê agter Paulus se konsep, sy konstruk van navolging? Die Griekse woord hiervoor is mimetai. So, Paulus veronderstel die idee wat daar in die destydse wêreld bekend was, van 'n filosoof wie se volgelinge na hom geluister het en hom nageboots het. So nou dink Paulus maar, my lesers, my hoorders van hierdie brief, sal die begrip navolging verstaan, omdat ons bekend is reeds met hierdie begrip van navolging. Maar, om te verstaan hoe werk Paulus se hiërargie in navolging, wie word deur wie nagevolg, moet ons Paulus se briewe van naderby bekyk. En dan sien ons 'n sleutelwoord, 'n sleutelaanspreekvorm wat Paulus gebruik. Kan ons help om iets daarvan van naderby raak te sien. En dit is die woord adelphoi, broers, wat ons saam met mekaar kan oorweeg. So gisteraand het ons gehoor dat die begrip broers vir Paulus is nie 'n begrip wat net slegs bindend is binne 'n biologiese konteks van familie nie, maar 'n veel breër begrip wat alle medegelowiges insluit. En daarom noem Paulus die gelowiges in die gemeente ons broers. Maar, het jy al ooit daarop gelet dat Paulus noem homself nooit hulle broer nie? Daar's 'n rede voor. Hy sê, julle is ons broers, maar hy sê nooit ons is julle broers nie. Want hy beskryf hom en sy medewerkers deur eerder die rol van 'n ouer te oorweeg. In 1 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 7 hoor ons die woord trofos. Dit is 'n verplegende moeder. Of in 1 Tessalonisense 2 vers 11 hoor ons die woord pater. Dit beteken vader. So Paulus sê, maar
ons is nie slegs net julle medebroer nie, maar ons is eerder julle ouer. En as ons dit in ag neem, hoe Paulus hom en sy medewerkers van die ander gelowiges onderskei binne die konteks van Thessalonika, dan het ons 'n beter begrip oor hoe Paulus se konstruk vir sy navolging werk. Want nou kan ons antwoord, so wie word nagevolg en deur wie word hulle nagevolg? Wie word nagevolg? Paulus en sy medewerkers. Hulle is die mense wat nagevolg word. En deur wie word hulle nagevolg? Hulle word nagevolg deur die gelowiges in Thessalonika. Nou sal jy seker dink dat dis 'n opdrag wat Paulus gee, dat hulle moet navolgers word. Dit is iets wat Paulus mos van hou om te doen, om vir gelowiges opdragte te gee. Maar kyk mooi, Paulus sê, mimetai gene fete. Julle het alreeds navolgers geword. Dit is in die Aorist tydsvorm geskryf. Met ander woorde, Paulus beskryf 'n voltooide handeling, iets wat alreeds gebeur het, afgehandel in die verlede. So dis nie slegs 'n opdrag, julle moet navolgers word nie. Paulus sê julle het al reeds navolgers geword. Nou, hoe lyk die navolging wat Paulus dan veronderstel? Daar is twee aspekte wat ons in ons teksgedeelte raak sien. En dit is die navolging deur volharding en die navolging deur getuienis. Navolging deur volharding. Ons onthou die woorde wat ons saam met mekaar gelees het in 1 Tessalonisense hoofstuk 1 vers 6. Nadat julle die woord ten spyte van groot verdrukking met die blydskap van die Heilige Gees ontvang het. Die gelowiges was bereid om vervolging te verduur. Die rede, hulle het die evangelie ontvang, hulle het dit aanvaar. Die woord dexamenoi in die Aorist tydsvorm wat vir ons sê dit is 'n voltooide handeling, omdat hulle dit reeds ontvang het, hulle het dit reeds aanvaar, kan hulle nou die navolgers word. Dit het gebeur hoe? Deur die blydskap van die Heilige Gees. Want hulle het nie slegs die boodskap aanvaar nie, maar hulle het hulself in die Here verbly. Maar dan is daar 'n tweede aspek wat hierby gevoeg moet word. En dit is egter die getuienis. Want ons hoor met die gevolg dat julle 'n voorbeeld vir al die gelowiges in Macedonië en Agaia geword het, want julle geloof in God het inderdaad na elke plek versprei. 1 Tessalonisense hoofstuk 1 vers 6 en vers 8. So hier hoor jy ons die woorde gen, nes, phai, hemas. En hier hoor ons, julle het geword, weer eens Aorist afgehandel. So, omdat julle die evangelie aanvaar het, kon julle nou nie net die nabootsers word van Paulus nie, maar julle word die voorbeeld nou wat ander weer naboots wanneer hulle die evangelie hoor. So omdat julle nagevolg het, kan ander weer julle voorbeeld navolg. So, hoe word ek 'n navolger? Kom ons kyk weer na die woorde meme etai egnefete. Dit beteken julle het navolgers geword. In die Grieks is dit geskryf in die Aorist en passief. Aorist beskryf 'n voltooide handeling. Julle het alreeds navolgers geword. Maar hoe gebeur dit? Deur wie word ek 'n navolger? Wie maak my 'n navolger? En dit is waar ons let op die passief om te sê, ons kan moontlik hier veronderstel dat ons het te doen met 'n goddelike passief, want God is die een wat my 'n navolger maak. Julle het navolgers geword deur God. Reeds afgehandel, voltooi, want God maak my 'n navolger. Hy is die een wat my in staat stel om te kan navolg. Dis nie iets wat ek deur eie krag kan doen nie. En sodoende word ek 'n navolger. Maar as jy vanaand jou self moes evalueer, let op die volgende 4 prentjies en kyk watter een sou jou vanaand die beste beskryf. Miskien as jy hier en sê, ek het geloofsekerheid. Ek het die sekerheid dat ek 'n kind vir God is, maar ek sukkel met vrymoedigheid. Ek is op soek na die regte woorde om te kan getuig. Miskien sit jy hier en sê, ek is
hier want ek het sekerheid ek is 'n kind van God, maar ek worstel nog met onvergifnis teenoor iemand wat my te nagekom het, en dit is 'n struikelblok om Jesus te kan navolg, of om die voorbeeld vir ander te wees wat hulle kan navolg. Miskien sit jy hier en sê, ek is hier omdat ek die evangelie gehoor het. Ja, ek het dit aangeneem, want nou tog daarna sukkel ek met onbelyde sonde, want daar is sonde in my lewe waarmee ek net nie so ver kan kom om te breek nie. En dit is 'n struikelblok in my geloof om Jesus na te volg. Miskien sit jy hier en sê, ek is hier omdat ek worstel met seer wat ek gekry het deur 'n gelowige wie ek gevolg het. Daardie een wat ek gedink het, maar dis die persoon. Dis hoe 'n voorbeeld lyk van iemand wat Jesus regtig volg. Maar ek het in my vriendskap met hulle diep seer gekry. En nou worstel ek met wat beteken navolging werklik. Ek weet nie watter een van hierdie 4 prentjies jou vanaand die beste beskryf nie, maar ek wil jou kom herinner aan die godsbeeld wat ek en jy reeds met hemelvaart ontvang het, wat ons hierdie Pinkster onthou. Jesus het opgevaar na die hemel waar hy sit aan die regterhand van God, hy regeer. En as ek dat onthou, as ek hierdie godsbeeld deur my geloofsoë kan sien, dan is daar 'n uitnodiging vir my en jou om nie langer 'n gevangene te wees van seer, mislukking, sonde of worsteling nie, maar die uitnodiging behels om dit te waag, om te sê ek wil dit na God toe bring en sê Here, hier is ek. Hier is ek, Here. Ek wil my seer, my mislukking, my sonde, my worsteling kom bely en sê Here, kom maak U asseblief my verhouding met U heel waar dit nodig is, waar dit ontbreek. Maar dan wil ek vir U vra, gee my die vrymoedigheid om met ander mense te praat oor die hoop wat in my leef en help my om hulle te kan vergewe. Help my om hulle genadig te wees, soos U my reeds genadig is. Dan gebruik ek en jy vanaand weer die volgende gebed. Here, hier is ek. Here, ek bely. Here, ek wil navolg. Here, wees my genadig. En dit is die gebed wat jy vanaand gebruik en invul aan die hand van jou verhaal om te sê, Here, dit is wie ek is. Ek bring alles wie ek is na U toe en ek vertrou op U met my hele hart. Amen.